Oké julle, ons gaan aan met kos. Ons het nou die vorige keer gepraat oor wat jy kan voorberei in terme van stapelvoedsels, kan jy nou maar basies sê. En die volgende aspek wat nou maar bykom is maar meestal sal dit nou maar seker goed wees soos blikkies kosse en so. So ons het nou vinnig gepraat laas keer oor goed wat jy kan inlê. Dit is weer afhangend van persoon tot persoon. Party ouens hou byvoorbeeld nie van ingelegde perskes nie, ander hou dan vreeslik baie daarvan. Maar onthou baie van hierdie goed kan jy dan nou ook in blikkie vorm koop. Nou blikkies, die probleem met blikkies is daar's net 'n paar goed waarvoor jy moet pas op eintlik. So jy kry hierdie tipe blikkie wat uit 'n self-oopmaak deksel, as jy dit half kan sê, uit so die ou tyd se koeldranke wat jy hom so half druk en dan maak hy oop en dan kan jy die blikkie ooptrek. As jy langtermyn wil stoor, bly weg van daai blikkies af. Op die ou ende, as hy bietjie hitte kry of 'n bietjie nie lekker voel nie, daai seeltjie wat hy het, gaan tot niet. Dit werk nie. So bly maar by blikkies wat jy 'n bliksnyer nodig het om oop te maak. Op die einde van die dag gaan jy net beter af wees. Weer 'n keer moet jy dit spesifiek maak tot jouself of jou familie. So 'n stupid voorbeeld, as jy nie hou van sweet corn nie, moet dit nie koop nie. As jy hou van bully beef en baked beans soos ek, dan ja, koop vir jou lekker baie. As jy dit kan bekostig natuurlik, want die goed is ook so duur in vandag se tyd. Maar dit is maar hoe jy daarna moet kyk. Op die einde van die dag, kry wat werk vir jou en investeer in dit. Nou, baie mense gaan nou sê, ja maar joh, dit is bietjie duur, jy weet, hoe gaan 'n mens nou, ek kan nie gaan en R5000 se kos gaan koop in een slag nie. Dit is so. Ek verstaan. Dit is maar is baie goed wat die ekonomie en goeders wat gepaard gaan daarmee. So nou, hiersoos wat jy doen. So as jy nou gaan en jy gaan doen jou inkopies, ek dink ek het al die aan geraak, maar ek gaan dit maar weer sê. Gaan en koop jou weekse inkopies of wat ook al, hoe ook al jy dit nou koop, al koop jy daagliks, maak sy regtig saak nie. Maar as jy nou sê nou maar jou weekse inkopies doen en jy koop nou sê nou maar 'n kilogram rys vir die familie, want julle gaan Woensdag rys eet en miskien weer Sondag en dan is daai kilogram klaar. Ek weet nou nie heeltemal hoe werk die porsies nie, so moet my nou nie kwaadlik neem nie. Ek is nie seker hoe lank ou 1 kilogram rys nie, maar dit is nou maar vir die oefening daarvan. So wat jy dan gaan doen, in plaas dat jy net 1 pak koop, koop 2. Kyk uit vir specials. Ook baie belangrik. As jy 'n special sien op enige produk wat jy van hou, of dit nou sout of kookolie of wat ook al is, gaan koop meer daarvan. Maar jy hoef nie te gaan en jou hele budget te blaas om dit te doen nie. So in plaas dat jy dan nou vir die kinders 2 liter koeldranke koop, argument onthaalwe gaskoeldrank, lag dit af vir daai dag of daai shopping deel en koop 'n ekstra kilogram rys. Dis hoe jy dit moet benader en voordat jy jou oë uitvee, het jy klaar vir jou 'n bietjie stok opgebou, sonder te veel moeite en sonder dat dit jou sak gebreek het. So is belangrik om dit weer sistematies en sistemies te benader. Moenie gaan en kyk, as jy die fondse het, maak dit nie saak nie, dan gaan jy groot, maar as jy nie die fondse het nie, help dit nie om jou, dit help nie, jy het 'n klomp kos weggesteek, of wat jy by jou hou in jou prepping goed, maar jy kan niks anders te doen vir die res van die maand of wat ook al nie. Behalwe eet natuurlik, want jy kan natuurlik die kos altyd eet. Dit is altyd die groot voordeel van prepping. Dis nie dat die goed verlore gaan nie. So as jy op 'n moeilike tyd kom, ek ken klomp mense wat jy weet die een dag werk en die volgende dag het jy dalk nou nie meer werk nie. Dan het jy daar 'n bietjie voorbereiding om op terug te val. Is natuurlik nie ideaal nie, maar dit is ongelukkig die realiteite waarin ons leef vandag. Ander belangrike ding wat mense baie keer vergeet is die vervaldatum. Nou ek praat nou maar hier op ons eie ondervinding weer 'n keer.
Die vervaldatum is belangrik by sekere kosse, maar onbelangrik of minder belangrik, kom ek sê eerder so, by ander kosse. So ek sal byvoorbeeld nie 'n blikkie kos eet wat byvoorbeeld opgeblaas is nie, wat snaaks ryk en as jy dalk 'n hap vat daarvan wat snaaks proe nie, ek sal dit nie eens insluk nie. Vir die eenvoudige rede, jy moet maar verstaan, jy kan regtig baie siek word. So wat ons maar doen, is ons hou by die vervaldatum. So as ons weet die ding het nou verval, dan gaan ons en ons eet hom dan, en dan word hy net weer aangekoop en weer in die proses gesit. So nou het hy weer 'n nuwe vervaldatum. So dis hoekom dit belangrik is om goed te prep wat jy wel eet. As jy nou opeindig en jy prep net die goed wat mense sê jy moet prep, en jy gaan koop hierdie klaargemaakte kos byvoorbeeld, wat die ouens op die internet verkoop, jy weet, dan kan jy maklik moeilikheid kry, want ek meen, daai goed is, ek kry dit nie oor my lippe nie, dit is vir my nie lekker nie. So, dis hoekom dit belangrik is, dat jy moet daai aspek altyd in gedagte hou. En hoekom ek dit sê, ons het daai bloukie geloop, waar ons van hierdie kosse aangekoop het, maar ek kon dit nie gee nie, ek het eet nie, ek het dit op die einde van my honde gegee. So, dit is belangrik dat jy wel prep wat jy eet. Dis baie belangrik. So, maak maar seker dat jy wel altyd jy weet dit in oog hou as jy goed aankoop ook. Nou ons moet ongelukkig stapelvoedsel inkry, net om die balk van die kos op te maak. Ongelukkig. Ek dink natuurlik dis ook nie die gesondste manier om te eet nie, maar dis beter om iets daarom in die maag te hê as wat jy niks in die maag het nie. So ja, dit is nog 'n aspek van die voedselvoorbereiding, waarna jy kan kyk. Weer eens, maak dit spesifiek tot jou, maar 'n belangrike konsep, gebruik die goed wat jy wel eet. Moenie iets koop omdat dit oulik lyk nie. Koop een pakkie, proe dit, as dit reg is, by all means, koop vir jou bokse en bokse vol van die goed. Maar dit help nie, jy gaan koop goed wat jy nie eet nie. Dit is amper die heel belangrikste konsep. En op die einde van die dag, jy moet maar alles binne perke doen. So doen maar wat jy kan in jou eie vermoë. Ek dink in daai tyd wat ons glo sal ons anyway almal by mekaar kom en die mense sal mekaar help. Ek dink nie ons gaan 'n ander keuse hê behalwe om dit te doen nie. So ja, dit is maar die kos voorbereiding. As daar enige vrae en goeters is oor dit, julle is welkom my te skakel. Dan kan mense dit altyd van daar af hanteer. Lekker dag, bye.